Welkom by die Klipkouers potgooi. Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson. Hallo Klipkouers, my naam is Jackie Strydom en my besigheid is 'n restaurant met die naam van Liefie in Winsboro, Texas. Winsboro, Texas. Ja, ons bly in Winsboro, Texas. Dis 'n plaasdorpie, 'n toeristedorp, 'n gesertifiseerde kunsdistrik en 'n aftree community. Goeie Dis 'n klein dorpie met 'n vreeslike groot persoonlikheid. Ek wou sê, dit klink soos Parys in die Vrystaat, amper. Jackie, welkom. Vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Wel, ek het op 'n plaas groot geword in die Kalahari, naby Vryburg. Eindiglik is dit net ek en my man, Flippie, en ons dogter Inge, en ons seun Gerardus, wat hier by Liefie werk, en wat in Amerika is. Ons het geen ander familie hierso nie. En ons is baie gelukkig dat ons almal saam kan werk by die restaurant. So dis 'n close-knit family. Voordat ek in die restaurantbesigheid ingegaan het, het ons internasionale eiendomshandelaars gewees, vir 7 jaar in Johannesburg en toe vir 13 jaar hierso in Texas. Gee ons 'n opsomming van die tipe besigheid en industrie. Jong, ons is in die restaurant en die gasvryheid industrie. Wat ons anders maak as ons kompetisie is dat ons 'n Suid-Afrikaanse tema in Amerika het. Dit is baie uniek. Ons disse is heeltemal anders as alledaagse kosse wat jy hierso in Amerika of in die Texas of in die suide van Amerika kry. Ons dekor en ons gasvryheid dra daartoe by dat ons 'n toeriste geleentheid geword het. En dat mense baie ver partykeer ry om net by ons te kom eet. Jy het vir my iets genoem in die begin, toe ek jy vooraf gesels het, julle is soms 'n maand vooruit vol bespreek, né? Ja, ons is Vrydag en Saterdag aande, omdat ons 'n toeriste geleentheid is daar's baie lakes reg rondom Winsboro en baie mense van die stede het tweede huise op die lakes en dan kom hulle naweke na hulle tweede huise toe en dan kom eet hulle by ons, so hulle maak besprekings om seker te maak hulle gaan 'n tafel kry, want Vrydag en Saterdag aande is daar nie eintlik baie tafels beskikbaar nie. Yes, dis fantasties. Nou sê vir my, ek's baie nuuskierig. Jy het ook gesê Suid-Afrikaanse disse. So wat sou jy sê is julle top 2 of top 3 gewildste disse en ook weet die Texanse palette. Ek bedoel, is dit baie dieselfde soos Suid-Afrika. Hulle is ook mos maar vleiseters en so en gee net vir die Klipkouers 'n bietjie agtergrond van die tipe disse en soos ek sê, wat is die top of die gewildste disse? Ja, ons is besig om almal hier verslaaf te maak aan pap en wors. Pragtig. Ongelooflik. Ja, Flippie maak die wors, hy sny die vleis op en hy gooi sy eie speserye en goeders in en dan het ons 'n slagter hierso op in Winsboro. En hy het natuurlik nou al die groot equipment en goeders en dan stop hy die wors vir ons. Hy maal die vleis en stop die wors vir ons. Ons het nie nog plek vir daai groot equipment basies nie. So en mense begin nou al die wors sommer direk van die slaghuis af koop. So hulle maal oor die wors. En dan ons het bunny chow en dan het hy sy curry bunny chow of 'n chicken bunny chow. En jy druk hom in die brood in, soos die net so regte egte. Yes. Ja, ons bak ons eie brood en die mense is mal daaroor en vir hulle is dit iets vreesliks. What is a bunny chow? Nee, dit is nee, daar is no rabbits has been harmed. Dis baie snaaks. Sê vir my nou, ek en jy sou beide Vrystaaters, nee. So daar's pap en wors, daar's pap en wors. Daar's pap met sous en daar's pap, melk en suiker, né? So ja. ek lei af dis die sous met seker die melk, ja. Die melk en die ontbytpap is seker te veel vir die manne. Ja, nee, ons doen nie. Hulle bedien eintlik grits met botter by ontbytplekke. Hulle noem dit grits hierso, maar ons nee, ek moet eintlik vir jou 'n foto stuur van ons pap en wors, hoor. Dit is 'n bord vol pap. En dan skep Flippie daai sous oor, dan loop dit so oor en dit
sak so in die pap in. En dan sit hy omtrent 'n voet lang wors bo-op. Yes. En die mense is mal daaroor. En weet jy, hulle eet alles op. Ongelooflik. Hoorie maar daai marges is seker baie gesond in 'n bord pap, né? Dis laat my dink aan popcorn by die flieks. Dis seker baie hoë marges. Wat maak jou besigheid anderste as jou kompetisie? Ons is anderste omdat ons Suid-Afrikaans is, ons dekor is anderste. Ek dink ons gasvryheid is bonatuurlik anders. Ons bedien byvoorbeeld 2 glase gratis wyn saam met jou ete. Sure. En baie mense, dit maak dit baie bekostigbaar vir die locals, jy weet, of as iemand hulle eie wyn vergeet het, ons wou nie gedeel het met die Texas Alcohol Beverage Commission nie. So nou gee ons maar gratis wyn uit, maar baie mense bring hulle eie fancy wyn, jy weet. So dit maak ons anderste en net omdat ons Suid-Afrikaans is in Oos-Texas, dit is klaar weird. Maar die mense hou baie daarvan. Ja, dis interessant. En natuurlik ek weet nou van my ondervinding in Texas, hulle is mal oor die Suid-Afrikaanse Engelse aksent. Ja, natuurlik. Hulle love dit. Hulle almal wil net hoor hoe praat jy. Dis baie snaaks. Maar ons leer hulle ook Afrikaans hierso, hoor. Almal sê al baie dankie as hulle uitstap, want hulle kan dit onthou. Hulle weet baie donkie, like 'n baie donkie, nee, dis was die wegspringplek. Ja. En die ander ding is ook wat ons, ek dink 'n goeie hupstoot gegee het hierso, is 'n vreeslike groot Hollandse community in rondom Winnsboro. Baie van hulle is beesboere, melkboere. Ja. Jy weet, jy ken ons die kaaskoppe? Ja, natuurlik. So is mos ou lief, ja, dis reg. Hulle is mos groot op die kaas. Ja, en liefie is liefie vir hulle ook. Natuurlik. So ons het 'n baie goeie guns by al die Hollanders ook gekry. Sure, dis baie interessant, né? Wat dink jy kan julle nog beter doen in die besigheid? Jong, wat ons miskien kan beter doen is om ook miskien oornag verblyf te hê vir die mense wat so ver kom om te kom eet. Dit is Winnsboro het nie genoeg oornag verblyf nie. En dan moet hulle na omliggende dorpe toe gaan en teen daai tyd het hulle dalk al 'n bietjie te veel wyn in. Dit is en die ander ding wat ons ook kan dink is om miskien 'n kitskos afdeling te hê waar ons goeders kan bedien soos 'n vetkoek en fish and chips. Jy weet sulke goeders wat ek weet mense sal geniet, maar ons kan dit nie by liefie doen nie, want ons wil nie enige iets diep braai daarso nie, want daar's 'n ander reuk wat daaraan klou. Jy weet, ons het dit moet 'n ander konsep wees. En jy het vroeër ook vir my gesê jy het juis ook vir 'n meer gesonder opsie gegaan, hè? Aha. Ja, maar die ding is net ons het 'n baie groot en 'n goeie mark vir dit, maar daar is duisende mense wat ons op uitmis wat hou van fried food. En ek dink Suid-Afrika het sulke mooi, lekker vetkoeke, jy weet, en fish and chips. Ek weet julle het nou baie fish and chips in Engeland, maar ons het dit nie hierso nie. En ek dink die mense sal dit so geniet, jy weet. En dis ook ek bedoel so weet die fish and chip model. Ons is so elke tweede Vrydag by my seentjie is verskriklik lief vir sy fish and chips. Dan ry ons gou na Redbone is 'n klein village so 10 minute se ry van ons af. Ons het Sea Salt is nou ons plek waar ons altyd gaan koop. En ek staan altyd die spulle so en kyk. Dit is vir my wat ek mal is oor die besigheidsmodel. Is baie kompak, klein, maar daai throughput, net daai turnover wat daai klein plekkie genereer. Ek dink dit is klein goudmyne. Is nie baie kapitaalintensief om so 'n ding aan die gang te kry nie. Nee, ek dink glad nie so nie. Die ding is wat ek gedink het en ek en 'n vriendin het daaroor gepraat. En ons het nou klaar 'n stukkie grond gekoop daar op hoek van 2 vreeslike besige strate. En ons het gedink ons gaan nou daarso begin. Miskien net eers met 'n food trailer en ons gaan fish and chips en vetkoeke en meat pies.
wil ons daarso uitsit en sien hoe lyk die Amerikaners dit, jy weet. Ek weet hulle hou baie van die meat pies, want ons het dit al by Liefie gedoen. Maar om het net te fokus op dit, en net basis low onderhoud, net vinnig, hulle kom net in, kry dit, daar gaan hulle. Niks tafels en stoele waar hulle kan sit, of enige so iets nie, net, jy weet, vinnig. Ja, en ek wil is 'n great strategie net om die palette te toets, nee, om te sien wat is die afset van daai produkte. Kan julle so ding, is daai food trucks populêr? Ek weet hulle is populêr in Texas, ek weet baie Meksikaanse, dis nogal gewild, nee, die ouens ry rond. Is dit maklik om so ding sommer net te huur en om te gebruik? Nee, jy gaan nie om hier nie, jy gaan een koop. Jy gaan een koop en jy gaan hom maak binnekant met die equipment wat jy nodig het. Dit behoort glad nie moeilik te wees nie, en omdat ons eie plek het, hoef ons nie met 'n generator te werk wat 'n lawaai maak nie. Ons kan die krag koppel, ons kan vir ons dit koppel aan die sewer, jy weet, dat ons nie nodig het om enige ding weer af te tap of wat ook al nie. En ons het hierdie plek, so ons gaan dit nou miskien uitprobeer hierdie jaar, as die Here wil in ons lewe, en sien hoe hou mense van dit. Yes, dit is fantasties. So jy het net hierdie geleentheid om hierdie produk uitbreiding te doen met, ek amper sê 'n cut and paste hier langs julle bestaande restaurant. Ja, dit is binne loopafstand van Liefie af. Dit is nog steeds in downtown, jy weet, so dit is, in downtown is die plek waar jy mense kom, om te shop in al die eclectic winkels, jy weet, en om by restaurante soos ons te eet, of net 'n experience te hê van small town Texas. Ja. So net vir die klipkous daar buite, downtown, Amerikaanse downtown is maar basies die CBD, nee, Jackie, dit is die kernpunt van die stad of dorp. Dis reg. Al die strate is mooi, en daar's baie netjiese sidewalks, en mooi liggies in die aand, jy weet, en dit is net 'n groot toeriste aantreklikheid. My span sê vir my, ons het baie resensies op iTunes nodig, sodat julle die Klipkouer program maklik in die hande kan kry. Kan julle ons asseblief uithelp en inteken op iTunes en vir ons 'n resensie los? Ons sal dit kwai waardeer. Dankie. Wat is die grootste besigheidsfout wat jy tot dusver gemaak het? Wat het jy geleer? Ons grootste besigheidsfout is dat ons nie besef het dat die Here gaan ons so bless, dat ons uit ons nate uitbars nie. So, toe ons kombuis ontwerp het ons dit heeltemal te klein ontwerp. En dit is eintlik die groot rede hoekom ons nie, byvoorbeeld die vetkoeke, of die pies, of daai goeders ook by Liefie kan bedien nie, want ons kombuis is net so groot. En daar is geen way wat ons dit kan groter maak nie. So dit is miskien 'n groot besigheidsfout, maar dit kan ook 'n blessing in disguise wees, want dit hou ons klein en intiem en baie spesiaal, jy weet. Eksklusief, nee, julle is ook eksklusief vir daai rede, né? Ja. So dit ons kan glad nie verder daar uitbrei nie. So dit is, ons sal moet skuif. So dit is miskien 'n blessing, miskien is dit 'n fout, I don't know, maar ons is happy. So, is 'n goeie probleem, is 'n goeie probleem. Hoe gaan julle te werk om nuwe kliënte te werf? Nou, bygesê ek weet julle het seker ook 'n hoë daai churn, daai omset van kliënt oor die soos ek sê die toeriste element. Ja. Ja, ons meeste van ons nuwe besighede is basies word of mouth. Baie soos ek vir jou vertel het, ons het 'n verskriklike klomp goeie reviews. Baie mense gaan deesdae online voor hulle by plekke gaan eet, of jy weet, na plekke toe travel of wat ook al. So hulle kyk online en ons kom op oralste met daar duisende goeie reviews. So dit help ons vreeslik baie. En dan die ander ding wat eintlik amazing is, en dis heeltemal goedkoop, is dat dit het 'n tendens geraak by Liefie om al die mense wat daar kom eet, neem foto's van hulle kos, want dis anders, jy weet, en hulle neem 'n foto saam met die blou willebees wat daar teen die muur is,
en 'n foto van hulle self voor die zebravel en hulle post dit op Facebook. En dan hulle check-in by Liefie en dan sien al hulle vriende dit. En ons maak 'n punt daarvan om in te gaan en dit te like en vir hulle 'n boodskapie te skryf en te sê baie dankie, dit was so lekker om julle daar te hê, kom terug, bring vriende. So dis eintlik dit, ons betaal nie eintlik vir enige advertensies nie. Dis maar hoe ons nuwe mense kry. Dis hierdie ding wat sosiale media bemarking genoem word. Ja. En jy sê reviews, is dit gewone Google reviews of is dit soos hierdie Google het ons eintlik die minste reviews, maar daar's Yelp ja. en daar's daar TripAdvisor. So as TripAdvisor ook, wat ek bedoel, hy sekerlik die kragtigste wat ek aflei vir die meeste restaurante reg oor die wêreld. Ja, TripAdvisor is geweldig. So dit is wonderlik. Daai reviews help 'n mens geweldig en jy dink, jy weet, jy kan nie glo al die goeie goed wat die mense van 'n mens sê daar nie. Jy weet, dit is wonderlik eintlik. Sure. Blessings. Ja, en is wat 'n fantastiese motiveerder, nee, om net te weet julle is op die regte pad, julle doen die regte ding en doen so voort. Presies. Wat se raad kan jy die klipkouers gee ten einde nuwe geleenthede te identifiseer? Ek wil julle ouens was nou by julle agtergrond, julle was suksesvolle eiendomsontwikkelaars en agente in Suid-Afrika, in Texas. Ek bedoel julle het nou, so ek nou ook vir jou gesê het, julle duidelik sien julle 'n gap maklike raak en julle vat hom goed. So wat se advies het julle? Wat moet die mense doen om soortgelyke geleenthede te identifiseer? Weet jy, ek dink regtig die geheim is dat jy moet gaan stil sit en jy moet dink, wat het jy nodig? Want elke mens is uniek en elke mens het verskillende behoeftes. Soos ek het byvoorbeeld in downtown gesit en ek het daai commercial building gekoop en ek het daar gesit en my real estate van daar af gedoen en ek het ook 'n klein winkeltjie gehad en ek het honger geword. En ek het gesê, maar ek is nie lus vir 'n hamburger nie en ek is nie lus vir daai brood wat so feit proe nie. Ek wil lekker gesonde kos hê. En ek besef, dit is wat nodig is. Dis wat ek nodig het. En ek dink as enige iemand vir homself afvra, wat het ek nodig? Wat gaan my lewe lekkerder maak? En dan dink, hoe kan jy daai diens verskaf vir meer mense wat soos jy is? Ek dink dis regtig die geheim. Dis goeie advies en ek dink juist die krag kom terug na die sosiale media bemarking. Nee, ek dink dis baie makliker. Ek sê dis altyd tricky, maar dis makliker om daai gemeenskap van mense wat soos jy dink te gaan soek. Ja. Met die krag van vir sosiale media bemarking. Ek dink dit is 'n voorreg wat ons het in die 21ste eeu wat baie moeiliker back in the day, nee, om iemand te gaan soek. Waar is al daai mense wat nou soos jy dink en voel? Maar nou weet ons waar om hulle te kry. Ja, want as jy dit gaan doen en jy gaan dit doen wat jy eintlik nodig het, jy gaan dit met 'n passion doen. En dit is baie noodsaaklik vir ek dink vir enige besigheidspersoon. Dis baie waar. Jackie, is verskriklik lekker om jou te gesels, man. Jy weet jy's ek is sommer weet is nou ons praat hier so deur 'n digitale platform en so aan, maar ek kan net hoor ek voel sommer baie meer relaxed nadat ek met jou gepraat het. So so ek kan verstaan hoekom mense so aangetrokke is tot julle in julle restaurant. Maar hoorie, verskriklik lekker om jou te gesels. Dankie vir jou tyd. Ek waardeer dit baie. Sê vir my, hoe kan jy klipkouers met jou kontak maak? Jong, hulle kan seker vir my e-mail stuur by jackie@liffy.us. Okay, ons sal hom so en het julle Facebook page of 'n webwerf? Facebook page, ja. Dit net Liffy. Ja, basies jy typ daar in by facebook.com/myliffy. MyLiffy, soos my Liffy. My Liffy, Okay, ons sal dit in elk geval in die nota sit. Ja. En dan ons het 'n webwerf, liffy.us. Hulle kan van daar af ook 'n boodskap stuur. Okay. En as hulle wil bel, ons telefoonnommer is baie maklik. It's 903-347-1111.
Ek hoor hoe rol hy Texan rol. Sterkte vir die laaste paar weke, die pylvak van 2016 en ek hoop 2017 is absoluut 'n geseënde jaar en sterkte veral met daai food truck van julle. Ek hoop ek sal graag natuurlik met jou in kontak bly en hoor hoe gaan dit met daai vetkoek verkoop. Ek dink dit gaan 'n wenner wees. Ek dink ook so, fried bread, kan jy dit glo? Love it. Jackie, heerlik om met jou te gesels, baie dankie weer eens. Dankie Jacques, blessings vir julle ook, hoor, geseënde Kersfees. Baie dankie, selfde daai kant. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.